So my naam is Henny van Vreden, vir die wat julle nie ken nie. Ek is 'n seun van hierdie huis. In 2003 het ek een dag ingestap, toe was dit nog glad nie so mooi soos dit nou was nie. Ek dink hier was nog 'n deur ergens, ons het hier by hierdie deur ingestap. En ek onthou daai aand, dit was ook in 'n aanddiens toe ek hier instap, toe het ek vir my vrou gesê, hier's ons huis. Hier's ons huis. En dit was vir my so groot voorreg om deel te kon wees van omtrent 10 jaar van hierdie gemeente. Later ook deel te wees van die leierskap en goed wat hier gebeur het. En hierdie gemeente het so groot rol en so groot impak in my lewe gehad. Die mense van hierdie gemeente, die pastore, ek onthou van pastoor George en Gary Watson se tyd, regdeur elke pastoor wat hier was, het so groot invloed in my lewe gehad. En dit was altyd 'n journey en 'n voorreg om saam met Oase hierdie reis, hierdie avontuur wat God vir ons het, te gaan leef. Dankie ook, ek het vanoggend ook dankie gesê, maar is dalk nou nuwe ouens, dankie vir julle ondersteuning. Hierdie gemeente ondersteun ons al 17 jaar finansiëel, en dit maak dit vir my moontlik om die roeping en dit waarvoor God my geroep het, te gaan doen. So dankie ook vir die feit dat jy gee en dat jy deel is. Jy sal dalk nooit weet nie, maar ergens sal iemand in die hemel na jou toe stap, 'n Indiër, of 'n Rus, of iemand van Oekraïne, of 'n Duitser, of iemand van Marokko, of iemand van Spanje, en al die plekke waar ons al was, en die evangelie kon deel. En dan gaan daai persoon vir jou sê, baie dankie. En dan kan jy sê, dankie vir wat? Ek ken jou nie eens nie. Dankie dat jy deel was, en dankie dat jy gegee het. En dankie dat jy iemand gestuur het, om my te kom vertel, van die grootste, wonderlikste storie van redding, wat die mensdom nog ooit gehoor het. Dat Jesus Christus gesterf het, en ons vrygemaak het, en dat ons in 'n verhouding met hom kan wees. So baie dankie daarvoor, Oase gemeente. Ons is baie lief vir julle, ons bid baie vir hierdie gemeente, en hierdie sal altyd huis wees vir my. So is vir my lekker, het voel soos 'n kind wat terugkom huis toe, en jou ma se kos te kom eet. Dit is so lekker, ons het vanmiddag het ons 'n bietjie uitgevaar daar vir ete ook, so lekker ook saam gekuier en geëet. So wat 'n voorreg. Vanoggend het ek gepraat, en ek het so 'n bietjie net om julle agtergrond te gee, hoe lyk ons as die kerk, as die liggaam, as kinders van die Here, en ek het 'n vergelyking gemaak tussen SEALs, die Navy SEALs, soldate en Christene. Want die Bybel sê, ons is soldate vir Christus. Ons is soldate vir Christus. En ek wil vanaand so 'n bietjie 'n vergelyking verder vat oor die karaktereienskappe van wat in die Navy SEALs gebeur. So die Navy SEALs, dis dalk van die meisies wat weet waarvan praat hierdie oom nou. So die Navy SEALs is 'n spesiale mag. Dis 'n weermag, maar binne die weermag is daar 'n spesiale mag. Dis soos die special ouens van die special ouens. Hulle is die beste van die bestes. En dis die Navy SEALs. Nou die Navy SEALs is die Amerikaanse spesmagte, en hulle is van die beste in die wêreld. Hulle is altyd onder die top 3 in die wêreld. En ons het 'n bietjie gaan kyk, hoekom is hulle, vandat hulle begin het, is hulle hierdie kragtige span, hierdie span waar jy met mee rekening hou. As hulle op die toneel kom, en hulle het jou nommer, het jy moeilikheid. As jy 'n bankrower is, en jy sien hier land die Navy SEALs, moet jy oorgee. Want as hulle jou nommer het jy moeilikheid. Hulle is hierdie force wat weet wat hulle doen, en hulle is so effektief, en hulle is so goed. En nou sê die Here, ons moet so wees. Ons as kinders van die Here, dink nie altyd ons verstaan, wat is in ons, wie is in ons, en wat het hy ons geroep om te kom doen in hierdie wêreld nie. En ek het die voorbeeld gebruik om agtergrond te skep. Julle onthou van ISIS. Op 'n stadium was elke nuusberig oor ISIS gewees. Alles het gegaan oor wat ISIS doen, is hierdie terroriste groep. En hier was die Amerikaanse weermag, en hulle is Iran toe en Irak toe, en hulle het gaan oorlog maak daar. Maar op 'n dag gaan 6 SEALs
vlieg in met 'n helikopter binne in Pakistan en hulle haal die leier van Al-Qaeda of van ISIS. Nee, dit was Al-Qaeda daai tyd. Gaan haal die leier uit, Osama bin Laden. En daarna het jy nooit weer gehoor van hulle nie. Wie was hierdie 6 seals? Wie was hierdie manne? Jy sien, die wêreld weet nie hulle name nie. En weet jy wat het hulle gedoen toe hulle klaar was? Hulle het nie 'n groot partytjie gaan hou nie. Hulle is net na die volgende missie toe. En so moet ons as kinders van die Here wees. Baie keer wil ons iets vir die Here doen, en dan wil ons kom en ons wil baie keer breek en nie getuig nie. Sê, kyk wat het die Here, kyk hierdie revelations, kyk. Hulle het net gegaan na die volgende missie. En ek wil vanaand iets van dit kom vasmaak in ons as kinders van die Here, want ek glo dat as jy hier is en jy is deel van die liggaam van Jesus Christus, jy het ergens op 'n plek gekom in jou lewe wat gesê het, Jesus, hier is my lewe, ek kies jou as my verlosser en saligmaker, dan is jy deel van sy span. Maar nou roep hy ons na iets dieper toe. Hy roep ons om deel te wees. En daai uitnodiging is vir elke mens. Jy besluit hoe ver wil jy gaan. Hoe diep wil ek in hierdie spesmagte van God beweeg? Daai ouens kry ander wapens. Die gewone soldate, hulle kry miskien net 1 geweer. Hulle kry ander wapens. Hulle is opgelei in springstof. Hulle kan onder water duik. Hulle kan uit 'n vliegtuig uitspring. Hulle is opgelei in verskillende wapens, in verskillende hulle het special qualities. En die wapens wat beskikbaar is nie gewone wapens. En so, as die Here vir my en jou roep vir 'n taak, het hy vir ons wapens gegee. Die gawes van die Gees, die skatte van die koninkryk, dit wat binne in die koninkryk beskikbaar is vir my en jou. Maar hy soek ouens wat sal sê, ons sal alles gee. Sodat ek dit kan release. Vir wat? Sodat jy die wêreld kan gaan verander. Want daai 6 ouens het die wêreld vir altyd verander. En niemand weet wie hulle is nie. So vanaand se boodskap, en dis een van die karaktereienskappe wat die seals noem, en hulle noem dit, in die Engels sê dit eintlik, ek sê nou aandag aan detail, of wees waaksaam, maar in die Engels sê dit mooi, hy sê attention to detail. Attention to detail. Jy sien, die woord is so ryk, daar's soveel goed in die woord, en baie keer lees ek en jy die woord, maar ons gee nie aandag in die detail van wat daar staan nie. Daar's skatte daar binne in weggesteek vir jou, en as jy begin aandag gee, want jy sien, vanoggend het 'n klomp mense in hierdie gemeente opgestaan en gesê, Here, ons meld aan vir diens, ons sê ja. Enige plek, enige tyd, enige iets. Enige plek, enige tyd, enige iets. Die Here, die antwoord is ja. Nou ek het die voorreg gehad om so iets van dit beleef. Ek was nie by die seals nie, maar ek was deel van die Johannesburg Blitspatrollie se SWAT team. En ons het 'n bleeper gedra. Dankie tog, die Israelies het dit nie uitgevind nie. Maar ons het 'n bleeper gehad. En dit maak nie saak waar ek was en waarmee ek besig was nie. As my bleeper afgegaan het, moes ek by die eenheid uitkom. My vrou kan besig wees om te kraam, ons kan by 'n troue wees, as daai bleeper afgaan, sê ek vir almal bye-bye tata, want die koninkryk het my nodig. En ek los alles net so, en ek het gegaan. Enige plek, enige tyd, enige iets. Nou dink as ons as kinders van die Here so begin dink. Here, enige plek, enige tyd, enige iets. Miskien is dit dalk môreoggend by daai suurknol van 'n baas van jou. Wat die Here jou roep en sê, dis nou, enige plek, enige tyd, enigiets. Gaan sê vir jou baas, oom, meneer, heel agbare, jy het die Here nodig. Hoe lyk dit? Mag ek en jy dit wees? So ons gaan gou 'n paar klips kyk. Die belangrikheid van hierdie aspek van
Attention to detail. Hier's 'n oulike skerm hier voor, maar julle skerp hier by Oase. Great. Kan ons gaan daai eerste video kyk, asseblief. Aandag aan detail. Attention to detail can never be taken for granted. The difference between living and dying often depends on how a SEAL platoon prepares before a battle is ever fought. A SEAL must anticipate problems and solve them before those problems kill him or his teammates. Merely showing up and paying attention is not enough. Merely showing up and paying attention is not enough. Veel keer hoor ek en jy die woord, maar ons luister nie. Wie het al by 'n plek gekom en gesê, as ek net gedoen het wat die Here vir my gesê het in sy woord. Wie was al daar? OK, ek bly ek nie alleen nie. As goed wat ek raak lees, dan sê ek, Here, as ek maar net by hierdie gebly het en geluister het, het ek nie uitgekom nie. Het ek nie hierdie besluit geneem nie. Het ek nie hierdie fout gemaak nie. Het ek nie in hierdie sonde geval nie. Het ek nie hierdie iets gesê en gedoen waaroor ek spyt is nie. As ek net aandag gegee het aan die detail van die woord. Dit kan lewe en dood beteken. Sien, ek en jy moet kan sien waar hierdie ding op pad is en ons moet 'n ding uitwerk, 'n plan uitwerk, 'n woord gee om daai persoon te stop. 'n Pa van 'n huis moet kan sien as sy kinders besig is en sê, luister hier is die planne wat ons in plek gaan sit, want ek sien, jy gaan seer kry. Hier's God se plan, hier's God se droom. Net as 'n pa nie aandag gee in die detail van sy huis nie, kan jy dink die ramp wat kan tref, en ons sien dit in die wêreld vandag. Ons sien dit in die wêreld vandag. Speel gou die volgende ene. Lively's problems continue. He makes another critical mistake when he runs short of ammunition during a drill. The instructors stop the evolution, and Lively is punished. What did you tell Instructor Stearns? I told Instructor Stearns I only had 7 magazines. Okay, go. So net 'n bietjie agtergrond, wat gebeur daar? Hulle is op 'n skietoefening en hulle moet 8 magasyne hê. Die instrukteur het gesê, ouens, vat 8 magasyne. Hy vat net 7. Wat gebeur? Dit kan veroorsaak dat my maats rondom my doodgaan, want ons hardloop uit ammunisie uit. Kom ons trek dit terug na ons lewe toe. Die Here sê vir iemand iets en jy doen dit nie. En mense rondom jou kan seer kry en jy kan seer kry. Dis hoe ernstig hierdie roeping van die evangelie is. Toe Jesus gesê het, gaan en gaan maak disippels van alle nasies. As ek en jy nie aandag gee aan die detail van dit wat daar staan nie, weet julle wat, ouens, nasies kan verlore gaan. En as ek vir ouens vra, verstaan nie die detail, verstaan nie dit wat Jesus daarvan sê, gaan maak disippels van alle nasies, doop hulle en leer hulle. Weet jy hoe ek tot 'n skok agtergekom dat ek nie aangee aan detail nie? Ons sit eendag by 'n konferensie en 'n oom wat 'n groot mentor vir my is, hy roep ons almal bymekaar en hy sê, ouens, bid gou vir die 5 ouens wat jy disciple. Maak gou 'n kringetjie. Kom ons kom bymekaar en bid jy vir daai ouens wat jou op hierdie oomblik disciple. En ek het nie eens een naam nie. Maar ek doen uitreike. En ek bedien die wêreld vol. Maar ek het die een ou wat ek disciple nie. Ek vanaand sê, kom kerk, ons maak gou groepies. Hoe gaan dit lyk? Ek hoop jy is so geskok soos ek was daai aand. Ek gesê, Here, ek sal begin aandag gee in die detail. Geef vir my mense om te disciple. En dit het my lewe verander, want ek het die detail van die woord raak gesien. En vandag disciple ek 'n klomp mense.
Jy sien, as ek en jy nie aandag gee in die detail nie, kan soveel mense seer kry. As jy kinders vir jou vra, en jy het nie ammunisie in die woord van God hier nie, jy het nie genoeg ammunisie om die woord van God te gee, dat hulle veilig voel, dat hulle harte sal kan bewaar nie, dan is daar moeilikheid. Ek laat weer die skrif, Romeine 4:23, hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. As ons nie aandag aan dit gee nie, bewaak jou hart. Weet jy wat beteken bewaak? As hulle jou gevang slaap het, as jy moet wag staan, het hulle jou doodgeskiet. In 'n oorlogssituasie, as ons sê, ouens, daai deure moet ons toepas, ons sit 'n ou daar in die deur met 'n R1 of 'n AK-47 of 'n R5, staan wag, en die offisier kom verby en jy lê in slaap, skiet ons jou dood. Dis hoe ernstig dit is. Bewaak. Want daar as die terroriste daar inkom, maak hulle ons almal dood, want ons moet rus, ons lê binne in slaap. Kan jy dink as 'n pa nie sy hart bewaak in sy huis? Kom ons gee aandag in die detail van God se woord. Kom ons vat dit ernstig op. Jy sien, as ek en jy op training is, luister wat die kommander sê, luister wat die instrukteur sê. Dit is so belangrik. Dit is so belangrik, gaan ons foute maak? Ja, verseker. Kom ons gaan na die volgende een toe. If I ever tell you to get wet and sandy again, or anybody in the instructor staff does, you get wet and sandy from head to toe. Just like you are now, you're completely covered. A lot of people don't understand what sandy is because they don't pay attention to detail. They don't discipline themselves to get fully sandy. You do know that now, right? You know it now because you failed to run and we got you sandy. So you still end up benefiting in one little way. So wat hier gebeur het, is hulle moes 'n run hardloop en hy het dit nie gemaak nie. En dan moet hy wet en sandy kry. So wat hulle doen is, hulle hardloop in die see in, en dan moet hulle sand oral oor hulle gooi. En so loop hulle die hele dag. Daai sand krap en skaaf in. Leer uit jou foute uit. So dis wat hy daar sê. Hy sê, leer uit jou mislukkings uit. Gee aandag in die detail. Dit is die opdrag, dit wat ons gesê het. Maar as daar 'n fout kom, leer dan uit jou fout uit. Leer uit jou fout. Ek sien mense wat elke keer dieselfde fout maak. Kry mense en sê, kom ons praat oor finansies, ek het in soveel skuld. Kredietkaartskuld. Dis die malste ding om in jou lewe te doen, is om kredietkaartskuld te hê. Dan vat ons die kredietkaart, ons sny hom op. Betaal hulle skuld. Wragtig. Paar maande later, hulle het weer kredietkaart. Party ouens dink ons is 'n target, dis nie 'n budget nie. Dis moet die target bereik. As hulle daai vir my gee, dis wat ek moet bereik. Daar by Woolworths of ons het nie Woolworths aan Calvinia nie. Ons het net 'n YouSafe en 'n Pep. As dit mense nodig, as jy wil kom help en kom volunteer daar, kom praat met my. Maar kom ons leer uit ons foute uit. As ons wet en sandy moet word, kom ons vat dit. Kom ons leer uit ons foute uit. En kom ons herstel, kom ons maak reg. Ouens, as jy 'n fout gemaak het, hierdie ouens word nie van die kursus afgegooi nie. Hulle kry hierdie klomp take, hierdie klomp evolutions wat hulle noem. Hulle moet al hierdie goed doen en die ouens maak 'n klomp foute, maar hulle word nie weggegooi nie. Hulle word beter gemaak en sterker gemaak. En dis hoe God met my en jou ook werk. Hy gaan vir ons 'n klomp take gee. Hy gaan vir jou goed gee. In die begin gaan dit klein goedjies wees. Stappe om Pick n Pay. En daar's 'n tannie in 'n ry. En jy voel net, jy's hartseer vir hierdie tannie, jy weet nie hoekom nie, jy ken haar van geen kant af nie. En die Heilige Gees sê vir jou, gaan bid vir haar. Dis 'n evolution. Gaan bid vir haar. Nee Here, maar wat gaan die mense dink? Wat gaan die tannie dink? En wat moet ek nou vir haar sê? Ek gaan soos 'n fool lyk as ek daar in die rakke staan en bid vir mense. Dis toetse. Here sê, gaan julle toets. Ek wil goed vir julle gee. Want jy sien, as jy ja sê vir Christus, gaan hy jou begin train. Hy gaan jou oplei.
Hy gaan jou oprig. Want weet jy wat? Hy wil hê ons moet kom by 'n plek waar Paulus en 'n Petrus en 'n Johannes en 'n Jakobus was. Ouens wat gesê het, ons is so getrein, al moet ons sterf vir die evangelie, dan sterf ons. Was dit so in die begin? Nee. Ou Petrus het gefaal. Jesus verloon. Wat doen Jesus? Hy sê, Petrus, jy gaan my verloon. Hy hoender gaan kraai. En toe hy kraai, toe kyk Jesus hom in die oë. Die Bybel sê, en Paulus, Petrus het uitgegaan en hy het bitterlik geween. Hy het wet en sandy geraak. Sê, Here, ek het 'n fout gemaak. Hy het in skaamte gaan wegkry. Wat doen Jesus? Hy gaan haal hom. Hy sê, kom Petrus, gee vir my lammers kos, kom voer hulle, kom werk in my kerk, kom bou my liggaam op. Die volgende ene, kom ons wys hom gou. Every SEAL knows that mistakes can be as deadly as an enemy bullet. When class leaders Geddes and Rivera fail to notice a posted schedule change, instructors use 62-degree water to reinforce the importance of attention to detail. We had a schedule change between yesterday and today, and they didn't update themselves this morning by looking on the board. So the class leader misled his class, went to the wrong evolution, and now they're paying. That non-caring, hey, we're just going to get beat anyway, so we might as well not even hurry up and get there. It's the beginning of him starting to quit. He doesn't care, doesn't want to put out, gets into Hell Week, carries that attitude with him. It gets 10, 20-fold harder than it is now, and he gives up. So if we break that attitude and we get as many guys as we can away from that, then we're going to have a better success rate in Hell Week. I'm here to train you guys to be SEALs. Small little schedule change, right? Easy to follow, easy to track. Pay attention. I'm looking for guys who are tough. Now you've shown me to some degree you can withstand some pain. So we're lacking on the attention to detail. Do it right the first time. Have some honor, have some integrity. I don't like to beat you down. I want to lift you up, make you strong, make you men, send you to war. We're going to do some log PT. Keep your heads in the ball game. Focus. Attention to detail. Gentlemen, what do you think this log is? Why do you think I'm standing on your log blocking you from training? Any questions? Any ideas? Rivera, drop. Rivera, why are you the only one dropped? I know what this log is. Because you've been here before and you know this is the smallest log out here. Instructors and students alike respect Rivera, but 2 consecutive mistakes in 2 consecutive evolutions is a red flag that cannot be ignored. Where are we? 3 feet. Take that log, put it back, go get another log, get it down here. While the instructors are privately pleased to see Rivera looking after his boat crew, they remain irritated with his earlier lack of attention to detail regarding the schedule change. That is a short log. It is a simple message. He is the highest-ranking enlisted man in the class. This is his 3rd try at Buzz. He has 10 years in the Navy. With Hell Week approaching, instructors want to see Rivera take charge. As far as instructors being on my case, I don't really have a problem with that. They see something wrong with me, I just feel it's helping me out. So wat hier gebeur, hulle het 'n bord waarna hulle elke oggend moet gaan kyk met al hulle take wat hulle moet verrig. En hierdie oggend, dag vir dag is dit dieselfde, maar hierdie oggend het hulle 'n klein veranderingkie, hulle het net 2 goed omgeruil. En hierdie leier vat hulle na die verkeerde taak toe. En daar word hulle gestraf as 'n span. Een fout, ek hou van wat hulle sê, a mistake can be as deadly as an enemy's bullet. Hoe lyk jou bord wat God vir jou gegee het? Jou skedulebord. Is dit jou eie bord? Want ek het baie keer so 'n to-do list, dit is my eie goed wat ek daar neerskryf. Ek gaan kyk baie keer nie eens op God se bord nie. En dan kom ek later agter, maar ek is heeltemal van die pad af. En dan moet God my terugtrek.
God sê, ek is lief vir my kinders en ek dissiplineer my kinders. Hulle gaan lê in daai koue water, hoekom? Sodat hulle moet aandag gee aan die detail. So sit jy in die oggend met die skeduulebord van God en sê, Here, wat is die plan, wat is die droom vandag vir my lewe? En ek sal wandel en handel volgens dit. Ek sal aandag gee aan dit. Here, want as ek iets mis, kan dit iemand se lewe kos vandag. Kan ons ernstig raak. Gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees. As die Heilige Gees vir ons evolution gee om te sê, Here, hierdie opdrag, hierdie taak, ek sal dit gaan doen, Here. Ek sal aandag gee. Partykeer sal jy stilte uithou en dan dink jy aan iemand. As hierdie persoon kom in jou gedagte op, bel daai persoon. Sê vir my, hoe gaan dit met jou? Is jy alright? Waarvoor kan ek vir jou bid? Wat is op jou skeduulebord? Het God al vir jou gesê, gaan maak die nasies my disippels? Het God al vir jou gesê, raak betrokke by 'n bediening? Het mense nodig by die kinderkerk om raak betrokke? Het mense nodig op uitreike om raak betrokke? Het mense nodig om finansies te gee, so release jou finansies? Het mense nodig om wysheid te gee, so kom deel jou wysheid? En God het vir elkeen van ons talente en gawes en skatte gegee. En sy vraag is, sal jy dit beskikbaar stel vir my koninkryk? Hierdie ouens kom en hulle gee hulle lewe. Van hulle kan goed skiet, van hulle is fiks, van hulle is sterk. Maar soos hulle span wat saam opereer en die wêreld verander. God stuur nooit 'n mens alleen nie. Hy is altyd saam met jou. Jesus het beloof, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Maar as ek weggaan, dan sal ek my Heilige Gees stuur en hy sal julle leer en lei in die volle waarheid. En dan het hy gesê, ek sal julle ten minste 2-2 uitstuur. Dis hoekom die SEAL team met 'n buddy system. Jy kan nooit alleen wees nie. Ek moet altyd my maat in die oog hê. Dink as ons as kinders van die Here so kan leef. Hou die skeduulebord dop van die Here. Speel gou vir die volgende ene. Yeah, stand by. Hey, gents, in all these evolutions, it carries right over into Pool Week. It's attention to detail. All right? When I tell you how to do it, I'm going to tell you how to do it once. Do it right the first time. So pay attention to detail and you'll pass tomorrow. You are, sir. Moving. Het al so gevoel oor jou kinders. Doodright the first time. Jy sien, partykeer is die keuses wat ek en jy moet maak, daar is nie 'n restart nie. Dis nie 'n videogame nie. Jy kan nie teruggaan en sê, kom ons restart nie, want sekere keuses en sekere goed wat ek en jy doen, het ons net een kans op. Kom ons gee aandag aan die detail. Mag die Here ons help om sensitief te wees. Do it right, the first time. Daar's soveel goed, as ek terugkyk na my lewe, as ek dit net reg gedoen het, die eerste keer. Want is daar, dis beskikbaar. Alles wat ek en jy nodig het, is in die woord van God, is in verhouding met hom. Alles wat ek en jy nodig het, is by hom. Is niks buite en meer as dit nodig. Volgende ene. Show me that something that I said to you sunk in. Show me that something that I said to you sunk in. We got something, Robinson. Show me that something that I said to you sunk in. Ek dink die Here sê dit baie vir ons. Het julle nie gehoor nie? Ek wens dit die penny wil vir jou drop in jou gees, dat jy dit kan verstaan. Soveel keer.
Ek onthou eendag, die Here roep my, hy sê, Henny, ek wil hê jy moet hierdie jong manne vat, jy moet hulle disciple deur rugby. En nou speel ons rugby, en ons begin wen, en ons raak 'n goeie span. Jo, en toe ek my kry, toe dink ek is oulik. Want kyk hoe goed doen ons span. Ons begin nou groot skole pak slag gee, en trots kom in my hart. Nou ons het 'n reël gehad, as ek aankom, dan sê ek, ouens, as ek daar kom, julle moet opgewarm wees, julle moet getalk wees, klaar gestrek wees, dat ons net kan begin met die oefen. Kom die middag aan, hier drent hulle nog rond. Van hulle het nie talkse aan nie, en ek strip my. En ek sê, hoekom? En hulle het verskonings in daai. En ek besluit, man, ek is nog gatvol vir julle. En ek klim in my kar, ek sê, ek is gatvol vir julle, ek loop nou. En ek klim in my kar, ek bly op Jeffreys Bay, coach in Humansdorp, so 12 kilos uit mekaar uit, ek was so 3 kilos uit Humansdorp uit, op pad terug Jeffreys Bay. Ek sê, kry vir julle aan 'n coach, ek wil julle nie meer coach, ek wil niks met julle te doen hê nie, ek is gatvol vir julle. Dis die presiese woord, ek weet nie of jy die woord hier mag gebruik. En ek onthou, terwyl ek so ry, hoor ek die Here sê, gatvol. Gatvol, is jy gatvol vir hulle? Ek is baie keer nie so gatvol vir jou, draai om en gehou van daai kinders. Reg, Here, ekskuus Here, ek sal omdraai. Draai om, kom terug, boys, kom by mekaar, maak hulle by mekaar. Die einde van daai storie is, ek het al 8 van daai seuns gedoop. Partykeer raak ons moeg gemoedeloos, en is okay. Die Here raak moeg gemoedeloos vir ons ook. Maar kom ons hou aan. Kom ons doen dit wat hy vir ons gesê het, mag dit insink, en mag die penny, en daai dag het die penny vir my gedrop, is nie oor jou nie, dit gaan nie oor wen of verloor nie, dit gaan oor seuns wat 'n pa nodig het, en wat voorgestel moet word aan God die Vader. Dis waaroor dit gaan. Mag dit in jou kop insink, dis nie oor die game. En ek love rugby, en ons geniet dit, en ons het, dit was onder 15, ons onder 16 jaar, toe eindig ons 5de in die land, vir Nico Milan Hoërskool. So toe gooi die Here sommer net so dit in, omdat hy kan. Kom ek en jy vertrou hom. Laaste ene wat ek wil wys, en dan gaan ons gou 'n paar skrifte doen. Carelessness underwater equals death. When the students enter the pool to practice FSAs, attention to detail takes on a whole new meaning. You misunderstood. You think we're supposed to turn your air on? You're supposed to be ready to dive when you come up here, right? So, you ready to die? Is that it? Why don't you drop on down? Hey, Franzia, is this your swim buddy? Negative? Yeah, you were with him. Why don't you drop on down? You didn't have your air on either? What is wrong with you? Do you think it's probably pretty important to have your air on before you enter the water? So hulle gaan duik, en hulle maak nie hulle air oop nie, want hulle is careless. Partykeer is ons ook so careless. Here sê vir ons, goed, slag aan, gee aandag aan dit. Gee 'n bietjie aandag aan jou vrou. Raak ons careless, nee, maar ons is besig. Gee 'n bietjie aandag aan jou kinders. Pa, jy moet met jou tienerdogter gaan praat oor die blomme en die bye. Nee, hulle leer dit in skool. Gee aandag aan die detail. En moenie maar daai, ek sien nou in die movies gee hulle goeie, weet jy of dit goeie advice is nie, daggas, gaga, drank is vir gommies en meisies is gevaarlik. Dis nie die talk wat jy moet gee nie. Gaan sit en praat diep met jou kind, gee aandag aan die detail, en sê, dis wat dit beteken, my kind. Kom ons raak lief vir die woord, kom ons klim in die woord, kom ons eet hom. Hy sê, jy sal lewe van elke woord wat uit die mond van God uitkom.
Hy het dit vir ons neergeskryf, dat ek en jy dit kan eet, dat ons getrein kan word, opgevoed kan word, sterk. Ek love wat hy sê, I don't want to beat you down, I want to make you strong, I want to make you men, I want to send you to war. Dis wat God vir ons sê. Ek wil julle sterk maak, ek wil julle kondisioneer, want hoekom? Ek wil julle stuur na die oorlog toe, want daar's 'n wêreld wat nodig het om hierdie goeie boodskap te hoor. Gaan ons suffer in die proses? Ja, ons kan. Jy sien, Jesus het gesuffer vir my en vir jou om redding te bewerkstellig. En nou vra hy vir my en jou om te suffer, om hierdie redding vir 'n wêreld te gaan versprei. En kyk maar na die stories van die disippels. Volgende Sondag gaan ek praat oor ongemaklik, moet dit nie mis nie. Kom ons kyk gou na 'n paar skrifte vir ons afsluit. 1 Korintiërs 16:13. Hou van hoe die Engels dit sê, hy sê, be on the alert. Stand firm in the faith. Act like men. Be strong. Wees wakker in die lewe. Moenie toelaat dat iemand julle geestelik van balans afgooi nie. As ek hierdie vers dink, moenie toelaat dat iemand julle geestelik van balans afgooi nie. Partykeer kry ons net so stampie. Die kerk het my seer gemaak. Ek gaan nie weer by die kerk gaan nie, want die pastoor het my nie gegroet in Pick n Pay. Ons kry net so stampie en dan stap ons weg. Die te veel Engelse liedjies gewees. Gaan nie weer kerk toe nie. Die dromme was te hard, die stoele is te sag. Ons het al hierdie goed wat ons het, my ouma noem het tierlantuintjies. Weet jy wat dit is, tierlantuintjies, sulke staf, né? Kom ons los daai goed en kom ons raak betrokke, so soldate. Soldate hou hulle nie besig met tierlantuintjies nie. Hulle is gefokus op die missie van hulle bevelvoerder. Wees sterk, wees dapper. Moenie sommer net van balans afgeglooi, want julle glo mos, moenie soos bangbroeke wees nie, maar staan julle man. Moenie soos bangbroeke wees nie. Wat gaan die mense sê? Hierdie ou klim in die lift, hy vloek die Here van bo na onder, ag, ons is bang. Wat gaan hulle nou sê? Sê hy, Pel, ek hoor jy ken die Here, kan ons gou bid, want ek hoor jy gebruik sy naam baie. Kom ons bid gou, ek ken hom ook. Partykeer wil ons so polities korrek wees. Tog net nie op iemand se troon trap. Die waarheid is die waarheid en die waarheid staan vas en die waarheid hoef nie verdedig te word nie. Ek en jy kan dit net spreek. Hy is die waarheid. Hy is die weg. Hy is die lewe. Ons hoef ons nie te skaam vir hierdie evangelie nie. Maak nie saak waar dit is nie. Of jy in die bar sit en of jy in die kerk sit, jy hoef jou nie te skaam vir hierdie evangelie nie. Onthou, daar was 'n tyd met COVID. Onthou julle? Mag ons net 50 by die kerk kom. Maar in die bar kon hulle die 50% van sitkapasiteit. Sê ek, dit gaan nie vir my werk nie. Ons is in Jeffreys Bay. Ons het 400 mense in ons gemeente. Daar kan nie net 50 kerk toe gaan nie. Weet jy wat doen ons toe? Ek sê vir die ouens, vind uit hoe groot is die bare in Jeffreys Bay. Want ons almal gaan kerk hou binne in die bar. Dan sê nee, jy kan nie dit doen nie. Jy mag nie dit doen nie. Ek sê ons gaan dit doen. En weet jy wat, ons gemeente het die hele COVID deur elke diens bygewoon. Binne in die bar. En hier is die mooi storie van hierdie bar storie. Die eienaar van die bar, Marius, staan die oggend daar en hy sê, Henny, ek weet nie wanneer laas ek in die kerk was nie. Maar vandag het God die kerk na my toe gebring. En weet jy wie is die ou wat die weeskinders aangeneem het in ons kerk? Marius.
Baie keer wil ons hier in ons holy huddle sit. En is lekker en is gemaklik. Want die wêreld daar buite het jou nodig. Ons moet die kerk na die wêreld toe vat. Kom ons wees nie bang nie. 1 Petrus 5 vers 8. Be of sober spirit. Be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Hy sê ons wees waaksaam. In julle geestelike stryd moet julle opperwakker wees. Julle het 'n gevaarlike vyand, die duiwel. Hy is gevaarlik. As hy julle aanval, moet julle in geloof in die Here terugveg. Ons is 'n vyand wat kom vir jou. Ek en jy moet aandag gee in die detail. Ons moet waaksaam wees. Ons moet mekaar toemaak. Ons moet mekaar beskerm. As jy maar tog net die rigting gevolg het wat ek vir jou gewys het. Jou lewe sou dan so rustig gewees het soos 'n rivier wat sterk vloei. Mas baie keer as ek maar net die rigting gevolg het wat God vir my gegee het, dan sou dit soveel anders gewees het. Soveel keer het ek die detail van God se woord gemis. Jy sal wees so betroubaar gewees het soos branders van die see wat onophoudelik breek. Jesaja 51:4. Luister na my, my volk, hoor mooi Israel, want my onderrig sal van my af uitgaan, my reg sal 'n lig wees vir die volke. Hoekom lewe ons volk in duisternis? Because we don't pay attention to detail. Ons hoor nie en verstaan nie en luister en doen nie wat God se woord sê nie. Waar gaan dit verander? As ek en jy begin. En mense gaan begin sien. Want weet jy wat? As 'n siel instap in 'n plek, onder almal om en hy wil 'n siel, jy wil ook 'n siel word. Daar's iets in hulle wat jy soek. En mag ons die wêreld aansteek, as ons in hulle teenwoordigheid kom, dat hulle sê, daar's iets in julle wat ek ook soek. Die way jy leef, die manier hoe jy werk, jou integriteit, die manier hoe jy besigheid doen, die manier hoe met jou vrou werk, met jou kinders, daar's iets in dit, ek soek dit ook. Ek sien, daar's lewe binne in jou. Ek sien dat die plekke waar jy kom, verander die wêreld. We are contributors, not consumers. Die laaste ene, Hebreërs 21. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien sal wegdryf nie. Pay attention to detail. Luister wat die Here vir ons sê, slaan ag op dit, en gaan begin het, ten minste begin het oefen. As jy dit nie reg kry die eerste keer nie, oefen, en oefen, en oefen, en ek beloof jou, op 'n dag, gaan die penny drop en jy gaan dit reg kry. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord. Maar my begeerte vanaand is dat ons regtig waar sal aandag gee aan die detail. Dat ons nie net sal lees en dat dit verby sal gaan nie. Maar dat hierdie verhouding, hierdie opleiding, waar ons onsself gaan onderwerp, dat ons regtig sal aandag gee. Want ons begeerte is om siels vir U te wees. Ons wil nie net gewone Christene wees, wat op 'n Sondag kerk te kom, 'n paar liedjies sing, na 'n preek luister en huis toe gaan nie. Hier is 'n klomp jong mense, die sit vanaand. In 'n wêreld wat al hoe slegter en slegter raak.
Maar ek wil vra, Here, dat U iets in hulle harte sal doen. Dat hulle sal oplei en sal toerus om kragtig te wees binne die koninkryk. Dat hulle jong manne en vroue sal wees wat vir niks sal terugstaan, die bangbroeke is. Wat sal opstaan vir U saak en vir die koninkryk. Sal sê, dit is wat die Here sê, en dis God se beginsels, en hulle sal dit leef, ten spyte van wat die wêreld daar buite dink, doen of sê. Dat hulle sal vas wees. Here, dat die woord hulle kos sal word, Here. Dat die woord hulle social media en hulle WhatsApp en hulle Facebook sal word. Here, dat hulle so lief raak vir die woord, dat hulle dit sal eet. Ek bid vanaand, Here, vir 'n honger en 'n dors in ons gees. Vir U woord, vir U teenwoordigheid, vir verhouding met U. Ek vra, Here, kom haal hierdie goed uit ons lewens uit. Crash die internet as jy moet crash, Here, maar help ons. Dat ons gefokus sal raak op dit wat belangrik is. Maak ons wet en sande, Here. As jy luister nie. Dis tyd, Here, dat die liggaam sal opstaan. Dis tyd dat hierdie wêreld sal sien wie God is, wie sy bruid is, wie sy kinders is. Vanaand is dit ons begeerte. Te staan vir U, Here. Te staan vir die koninkryk. Ek het vanoggend mense genooi. Te sê as jy ja sê vir dit, dat jy sal staan. Maar voor jy staan, count the cost, sê die Bybel. Want onthou, hier is dit. Enige plek, enige tyd, enige iets. Jy nie vanoggend hier was nie, wil ek jou uitnooi. As jy wil deel raak en sê, Here, ek het nie opgesign for the ordinary nie. Ek het opgesign for the extraordinary. Want die God wat ek en jy aanbid is nie 'n ordinêre God nie. Hy is extraordinary. Hy is amazing. En die Bybel sê, jy wat jou lewe soek, sal dit verloor, maar jy wat jou lewe verloor vir my ontwil, jy sal lewe. Ek wil jou uitdaag vanaand. As jy ja sê, vir Jesus, vir alles. As jy vanaand saam met my sal opstaan. As 'n teken van jou oorgawe. As 'n teken van sê, Here, hier is ek. Enige plek, enige tyd, enige iets. Hier is ek, Here. Dankie, Here. En sê nie reg is nie, is okay. Die Here sal weer uitnodiging gee. As jy op hierdie stadium sê, ek is nog nie daar nie, is okay. No condemnation. Geen veroordeling, niks nie. Die Here het jou net so lief. Maar as party van ons wat hy roep, te sê, is nou die tyd vir dieper. Is nou die tyd vir meer. Vader, dankie vir elke mens wat staan. En ook vir hulle wat sit. Dankie dat U ons elkeen ontmoet waar ons is. Op baie plek. En U sê dis okay. Maar Here, stir ons harte vir meer. Stir ons harte vir dieper. Stir ons harte vir totale oorgawe. Vir U naam, vir die koninkryk, vir die heerlikheid. Dankie Heilige Gees, dat die toetse sal begin. Hier gaan hulle begin toets. Hier gaan hulle goed begin vra. Miskien gaan hulle dink, dis crazy. Maar mag hulle gehoorsaam wees. Mag hulle begin volg. En mag hulle groei. En mag hulle gekondisioneer word. En sterk word.
en kragtig word binne die koninkryk. Vir u naam en vir u eerlikheid alleen. Dat die wêreld sal weet, daar's net een naam wat bo alle ander name is, en dis die naam van ons Here Jesus Christus, die koning, die verlosser van hierdie wêreld. Die een wat die heelal in sy hand vashou. Dankie daarvoor, Here. U kom doen dit. Kinders van die Here sê, Amen.